Hmm. Esegiel 37. Esegiel 37. Vers 1. Dit sê: Die hand van die Here was op my, en hy het my uitgebring deur die gees van die Here en my neergesit, net so 'n bietjie sagter sit, neergesit in die laagte, en dit was vol bene. En hy het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe. En kyk, daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê, en kyk, hulle was baie dor. Toe sê hy vir my: mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord: Here, Here, U weet dit. Daarop sê hy vir my: profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle: dor bene, hoor die woord van die Here. So spreek die Here tot hierdie bene: kyk, ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. En ek sal seënings op julle lê en vlees oor julle laat opkom en 'n vel oor julle laat trek en gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word en julle sal weet dat ek die Here is. Halleluja! Israel het gerebelleer teen die Here, en toe die Here laat Nebukadneser as koning hulle begin oorheers en hulle gevange neem, en hy stuur hulle as slawe weg na Babylonië toe. Jerusalem is in pyn gelê, die tempels is verbrand, en die mense is slawe van 'n volk. En hierdie visie wat God vir Esegiel gee, is 'n simbool van Israel op daai stadium, wat in 'n hopelose toestand verstrooid lê reg oor die wêreld sonder enige hoop dat hulle weer sal lewe. Ons sien in 1948 het God weer hierdie nasie herstel, en is die profesie vervul van die beenere wat weer bymekaar gevoeg word en weer begin lewe. Die gedeelte wys ook na die geestelike Israel. Dit wys op die kerk vandag wat reg oor die wêreld verstrooi is. En ek sê vir julle, daar gaan 'n tyd kom wanneer God ons herstel na een van die magtigste weermagte wat al ooit versamel het. Maar dit wys ook nie net na ons almal nie, maar dit wys ook individueel. Dit maak nie saak hoe droog of hoe dood jy in sonde of in die omstandighede is nie. God kan jou herstel. Deur sy woord, deur sy Heilige Gees. Miskien beskryf hierdie gedeelte jou vanoggend in die hopelose beeld wat omstandighede van jou skep. Mag dalk verlore lyk, sonder 'n werk, sonder finansies, bevind jou in 'n vallei van dooie beenere. Dit gaan selfs verder, want in Bybelse tye as daar beendere gelê het oor die veld van 'n mens, dan beteken dit dat jy was nie waardig dat iemand jou begrawe het nie. Dit sou 'n vervloeking wees. Wanneer daar in weermagte hulle laar getrek het en soldate wat gesterf het, dan sou hulle gestroop het van hulle klere en al hulle besittings en hulle net so laat lê op die veld, sodat die wilde diere hulle kan eet. Maar nie net wys hy die dooie bene dit nie, maar dit wys ook op 'n bekende gebeurtenis wat in die toekoms wag. Jeremia 25 vers 33 sê: en die wat deur die Here verplan is, sal die dag lê van die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde. Hulle sal nie beklaag of versamel of begrawe word nie. Hierdie dui op die tydperk na die koms van Jesus, waar die kerk al reeds by hom is, en op hierdie aarde 1000 jaar verwoesting gaan wees, gestrooi vol van beendere,
van mense wat gerebelleer het teen God en dan weer bymekaar gemaak word vir die finale oordeel. Maar jy weet, daar's 'n geval in die Bybel waar 'n beenderre nog lewendig geword het. In 2 Konings 13 vers 20 sê die Bybel, Elisa het gesterwe en hulle het hom begrawe. In die bendes van die Moabiete het die land ingekom met die ingang van die jaar en terwyl hulle besig was om 'n man te begrawe, sien hulle met eens die bende. Daarop het hulle die man in die graf van Elisa gegooi. En toe die man met die gebeente van Elisa in aanraking kom, het hy lewendig geword en opgestaan op sy voete. Elisa was een van die wat bekend gestaan het as die een met die dubbele salwing. En na sy dood was sy bene nog so vol van die salwing van die Here, dat toe 'n dooie daarin in aanraking kom, toe het hy lewendig geword. Maar die bene van Elisa dui op die krag wat daar is in 'n regverdige man, wat na hy selfs gesterf het, maar na 'n lewe van gehoorsaamheid, bly daai salwing voortwerk in die volgende geslag. God se werk eindig nie wanneer 'n regverdige sterf nie, amen. Maar lank nog daarna dra dit vrug. Nou, as mense wat bene gooi om vir hulle die toekoms te wys, hierdie gebruik kom nie uit die Bybel uit nie. Dit kom maar in waarsêry uit okkulte en word veral deur toordokters of sangomas gebruik. Maar ek wil vir julle sê, as jou lewe soos droë bene voel, het jy nie 'n sangoma nodig om vir jou te sê wat gaan gebeur nie. Jy het die woord van die Here nodig. En die enigste bene wat werk in die Bybel is bene wat bymekaar gemaak word, nie bene wat gegooi word nie. Terwyl Jesegiel kyk na hierdie dooie gebeente, vra God hom, kan hierdie bene weer lewendig word? Hoe sal jy daai vraag beantwoord? En nou God ons 'n vraag vra, weet hy wat die antwoord is, maar hy vra ons dit om ons te toets. En as Jesegiel God geantwoord het op grond van waarna hy kyk, sou hy sê, nee Here, maar God wil ons leer dat niks is onmoontlik, of te droog, of te dood vir God om dit op te wek nie. Toe Maria na die engel Gabriël, toe hy na haar toe kom, en sy vir hom vra, hoe sal dit dan wees? Toe antwoord hy haar, Lukas 1:37, want een ding, geen ding sal by God onmoontlik wees nie. En Maria sê, hier is die diensknegt van die Here, laat dit dan met my gaan volgens u woord. Matteus 19, vers 24 sê, en verder sê ek vir julle, want dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. En toe sy disippels dit hoor, was hulle baie verslaan en gesê, wie kan dan gered word? Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Jesegiel gee wyse antwoord, hy sê, Here, Here, u weet. En alhoewel Israel gefaal het en God hulle gestraf het, het God nie opgegee oor hulle nie, al het dit so gelyk. Hy het hulle beloof dat al word hulle weggevoer in ballingskap, sou hy hulle terugbring en hulle weer herstel. En God sal die laaste sê, en hy sal spreek en dooie beenderre sal lewe. Grafte sal eendag oopgaan
en elke dooie been sal weer lewe. In Tessalonisense 4 beskryf dit, hy sê die Here sal self van die hemel af neerdaal met die geroep, met die stem van 'n aartsengel, en met die geklank van die besuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons dan altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Amen. Firestones sing, them stones, firestones. Maar ons sing, them bones. Die wêreld lyk op hierdie oomblik so vasgevang in droogte en vrees. En ons sien net verwoesting rondom ons, maar God het die krag om ons weer lewendig te maak. En ek wil vanoggend praat met mense wat deur droë laagtes gaan, droë gebiede gaan, deur dooie beenere moet stap, 'n droë huwelik, droë finansies, droë bankrekening, droë gesondheid. Psalm 84:7 sê, as hulle deur die droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland. Ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. Droogtes van vrees, angs, moet ons deurveg, en ek praat van die valleie van hierdie lewe, waardeur ons nou stap, en deur dinge te wandel wat nie beter word nie. Net nadat jy gewoond geraak het om dooie bene rondom jou te hê, kom God en hy vra, kan hierdie bene weer lewendig word? Pastoor, hoekom sal jy my hoop gee vandag? Hoekom sal jy probeer om dit weer op te wek nadat niks meer gewerk het nie? Wel, ek wil vir u vra, kan hierdie bene weer lewendig raak? Here, u weet. En die God sê vir Esegiel, begin te profeteer oor hierdie bene. Profeteer oor die dooie dinge. En ek wil hê, Here wil hê ek moet praat met bene? Ek en bene praat nie met mekaar nie. Weet jy hoekom ek nie praat met bene nie? Want bene praat nie terug nie. Soos die sielkundige vir die persoon sê wat na sy plantjies en na sy hy praat met sy plante en hy praat met sy foto's. Hy sê vir hom, is right, as jy met hulle praat, maar as hulle begin terugpraat, dan moet jy my kom sien. Maar ons moet praat met die bene, sodat hulle weer kan lewe. Want alles wat jy nie oor profeteer nie, sal dood bly. Al wat jy moet doen is om iets te laat sterf in jou lewe, is om op te hou daarmee te praat. Baie dinge sal weer begin lewe as jy begin om daaroor te profeteer en lewe in dit in te spreek. Geloof roep dinge wat nie bestaan nie asof hulle bestaan. Die duiwel, luister hierso, wil jou lippe stil hê. Hy wil dit toehou, want hy weet dood en lewe is in die mag van die tong. En as jy jou kan kry om te praat, sal dit wees om negatief en dood te spreek. You gotta speak up. Ek wil hier na 'n gedeelte vat in die Ou Testament wat baie kontroversieel mag klink. Deuteronomium 22:23 verduidelik, as 'n dogter, 'n jong meisie, aan 'n man verloof is en iemand kry haar in die stad en hou met haar gemeenskap, dan moet julle hulle twee na die poort van die stad uitbring en hulle stenig, dat hulle sterwe, die dogter, omdat sy in die stad nie
geskreeu het nie. Wat impliseer sy het haar stem nie verhef nie, sodat sy gered kon word nie. En die man, omdat hy die vrou van sy naaste oneer het, so moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei. Maar as die man die verloofde dogter in die veld kry, en die man haar aangryp en met haar gemeenskap het, moet die man wat met haar gemeenskap gehad het, alleen sterwe. Maar aan die dogter moet hy niks doen nie. Daar is in die dogter geen sonde wat die dood verdien nie, want daar is niemand wat haar kan hoor as sy om hulp roep nie. Nou ons praat hier van 'n wêreld 3000 jaar gelede waar die vrou geen regte gehad het soos wat sy vandag het nie. Nou hier is 'n groot geestelike les wat ons in hierdie gedeelte wil leer. En ek praat oor die krag om jou stem te verhef. Want om stil te bly in hierdie tye waarin ons lewe, kan 'n sonde wees. En die gedeelte deel met 2 verloofde meisies, een in die stad, een in die veld. En dis onverstaanbaar totdat jy die geestelike implikasie verstaan. Want as jy stil bly onder 'n aanval, kan jy alles verloor. Maar wanneer jy jou mond oopmaak, die woord proklameer, kan jy gehelp word. Ester 4:14 sê, want as jy nou werklik swyg, sal daar van 'n ander kant af verligting en redding vir die Jode tot stand kom. Maar jy het jou familie sal omkom, en wie weet of jy nie met die oog op 'n tyd soos hierdie tot die koninkryk waardigheid geraak het nie. If you remain silent at this time, relief will not come for the Jews. Amen. Esegiel 33 sê, ek as daarenteen die wag die swaard sien kom, en by die bassein nie blaas nie, sodat die mense nie gewaarsku is nie, en die swaard kom, en neem 'n siel uit hulle weg, dan is hy deur sy ongeregtigheid weggeneem, maar sy bloed sal ek van die hand van die wag eis. We got to speak up. We've got to praise. We've got to prophesy. We've got to declare the word of the Lord. Het was die bloed van Abel wat uitgeroep het na God. En dit is vandag die bloed van Jesus wat spreek van 'n beter verbond vir ons. En sy stem kan nie stilgemaak word nie. Sy stem, die bloed van Jesus spreek en sê, jy is vergewe, jy is regverdig, jy is gesond. So we are too silent. Sometimes we're backsliding, silently drifting. And our voices is not heard in prayer. Our voices is not heard in praise. Our voices is not heard in the midst of trouble and the attack. En kom ons gaan terug na die meisies wat in die stad en die veld is. Mattheus verduidelik vir ons dat die veld is die wêreld. Die veld is die wêreld. En dan kry ons die stad wat die koninkryk van God word is. En of jy nou in die stad is en of jy nou in die veld is, jy word aangeval. Net dat jy om in die kerk is, beteken nie jy kry nie aanvalle nie. Hebreërs 12:22 beskryf, hy sê, maar julle het gekom by die berg Sion en by die stad van die lewende God. So die punt is, as jy in die koninkryk van God kom by Sion,
deel van die kerk, is daar 'n verloofde wat wag op die bruidegom. Jesus is nie in die veld daar buite waar die wêreld is nie. Maar jy is nou in die stad. En die tragedie van die een wat in die veld is, in die wêreld is niemand is daar om te help as hy hulp nodig het nie. Who do you go to? Who do you call? Maar in die stad, in Sion, as jy nie te skaam is nie, as jy nie bang is om hulp te kry nie, as jy altyd maak asof jy right is, maar jy het werklik seer en sukkel en vind jouself in sy koninkryk, in sy huis, en hy's gewillig om uit te roep en jou stem te verhef, dan sal God hoor. In hierdie gedeelte sê ons moet ons stem dik maak, in lof en prys. En as jy gedoop is in die Heilige Gees, is dit tyd om daai hemelse taal te spreek, 'n gebedstaal te gebruik, want dit bring engele in beweging. Die vyand wil graag hê jou stem moet stil raak. Maar jy's in die stad en dis 'n sonde om stil te bly, want ons bruidegom wag om ons te red. Psalm 42:12 sê, wat buig jy jou neer, o siel, en wat is jy onrustig in jou? Hoop in God, want hom sal ek nog loof. Terug te kom na die dooie bene. Spreek oor die droë plekke, die droë bene, profeteer lewe. Jesegiel verduidelik wat gebeur. Toe het ek geprofeteer soos my beveel was. En sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis. En kyk, 'n beroering en die bene het nader gekom, elke been na sy been. Toe kyk ek en daar was senings op hulle en daar het vlees gekom en 'n vel is oor hulle getrek, maar daar was nog geen gees in hulle nie. Daarop sê hy vir my, profeteer tot die Gees, profeteer mensekind en sê aan die Gees, so spreek die Here, kom aan uit die 4 windstreke, o Gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word. En ek het geprofeteer soos hy my beveel het, toe die Gees in hulle gekom en hulle het lewendig geword, op hulle voete gaan staan, 'n ontsaglike groot leer. Wanneer God se woord uit jou mond uitkom, gaan daar beroering kom. Daar sal altyd iets gebeur wanneer die woord gespreek word. Daar sal of herlewing wees of daar sal oppositie wees, maar iets sal gebeur. Maar weet verseker, as die waarheid gespreek word, sal daar altyd 'n skudding wees. Jesegiel profeteer, krag word vrygestel, en die bene kom by mekaar, eers die senings, en dan die vlees, en dan die vel, totdat dit 'n magtige weermag is. Jy weet, hierdie droë kondisie illustreer in 'n sekere mate ook die kerk van Jesus vandag, wat by mekaar is, 'n struktuur het, programme het, goeie musiek het, maar daar is geen gees binne dit nie. Openbaring 3:1 sê, skryf aan die engele van die gemeente in Sardes, ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef, maar jy is dood. You got to have spirit. Ek wil vir julle sê, as hierdie kerk het 'n struktuur en hierdie kerk het 'n vorm, maar hierdie kerk is niks sonder die teenwoordigheid en die lewe van die Here nie. Die Hebreëse woord vir lewe of vir asem is die woord ruach. Selfde woord wat God gebruik het in Genesis 1:2
Toe hy sê die aarde was woes en leeg, duisternis het oor die aarde gesweeg en die gees van God het gesweef oor die waters. En dan sê hy, en God het gesê, om bene weer te laat lewe, moet jy nommer 1 die woord spreek. In elke konflik wat Jesus met die Satan gehad het, het hy gesê, daar staan geskrywe. En dan tweedens, jy het meer as net 'n profesie nodig, jy het die Heilige Gees nodig. Want dis die Heilige Gees wat die gesproke woord vat en elke dooie situasie lewend kan maak. Jy kan nie lewe bring nie, maar jy kan die woord spreek, sodat die Heilige Gees lewe kan bring. Amen. Die droë staf van Aaron, wat gebot het, gebloei het, en amandels gedra het, toe dit in die ark van die Here geplaas word, in die teenwoordigheid van die Here. As God 'n dooie stok weer lewendig kan maak, en laat vrug dra, in sy teenwoordigheid, kan hy jou droë situasie verander. En sy teenwoordigheid is die lewe van hierdie kerk. Is nie ons programme nie, dis die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Jy weet, ons kan doen met ekana, ons kan doen met sagte stoele, ons kan doen met goeie musikante. Ons kan nie sonder die Heilige Gees nie. Glo my, ek mag daar nooit Ikabod op hierdie mure geskryf staan waar sê the glory has lifted nie. Nou vanoggend wil ek elke dooie, droë situasie aanspreek en sê, Here, herstel ons. Bring ons by mekaar. Gee ons lewe. As geen sonde wat hy jou nie van kan vergewe nie, en geen fout wat jy gedoen het, wat God nie kan herstel nie. Kom ons roep hom aan. Kom ons spreek lewe oor ons situasies. Wil jy saam met my staan nie? Sodat elke droë been kan lewe. Here vra Esegiel, kan hierdie dooie bene weer lewe? Ons sê volgend, Here, Here, U weet. So ons praat, ons profeteer. Wanneer ons in die aanval is in ons lewens, Here, roep ons uit na die Here. We call upon the name of the Lord. For there is deliverance and there is salvation in your name. We say, Jesus, help. Jesus, we need you. We need you in our lives. We need you in our church. We need you in South Africa. We need you in our family. My body cries out and say, Jesus, Jesus. Come, Holy Spirit. Bring life. Bring newness this morning in every area of our lives. In the name of Jesus. Karamondo Siriena Rabasanda Rabakanda. Lebanda Labasirienu Rubukushena Rabanda Labasiriena. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Larando Surubukuturubushena Rabakasata Rabanda Rabanda. Hallelujah, hallelujah. Gemeente sê, Amen. Amen. Here is die nie.